Iris Berg, ons kuier hier by Katoen, net so buitekant Witrivier, nie ver van Nelspruit af nie. En ons gesels met die eienaar van Katoen plaas hierso. Wilmien, vertel ons 'n bietjie meer net, wat is Katoen? Wat gebeur hier? Katoen is 'n hawelose shelter wat ons mense van die straat af inneem met net basically sy klere wat hy aan het. As hy hierso kom, dan kry hy sy beddegoed, toiletries, nuwe klere en van daar af kry elke dag 2 keer 'n dag kos en ons probeer vir hulle werk kry sodat hulle weer op hulle voete kan kom. Wonderlik, ek het met so 5 van die gesinne of 5 van die inwoners gaan gesels en ek verneem daar is maar tog ook 'n bietjie reëls. Daar is reëls daar wat nagekom moet word. Kan jy net 'n klein bietjie meer daarvan vertel en hoekom dit noodsaaklik is om hierdie reëls toe te pas hier by Katoen? Ja, die reëls is streng. Sondag het ons pastoor Hannes wat kerk kom gee, so hulle moet op 'n Sondag reël nommer 1 die kerk bywoon. Hulle mag nie buitekant gaan bedel nie, met die rede is dat hulle elke dag hierso van kos voorsien word. So as hulle kospakkies buitekant kry, vat hulle dalk iemand anders wat dit regtig nodig het, se kos uit hulle monde uit. Hulle mag ook nie so alkohol gebruik nie, geen alkohol toegelaat en ook geen drugs nie. En mense kan dit verstaan natuurlik. Daar moet ook seker 'n bietjie tipe van wet en orde gehandhaaf word. Wilmien, jy weet natuurlik daar was 'n paar beweringe wat nou ongelukkig op die lappe gekom het. En Lavelder het nou die voorreg gehad om nou hier by jou te sit en te hoor wat die persoon en persone vir jou 'n verskoning vra dat dit ongevraagd was. En ons verneem dan natuurlik dat hulle dit gaan versprei by 'n klomp van julle donateurs waarvan julle baie afhanklik is. En soos ek verstaan, het van julle donateurs nou onttrek wat onnodig was. Kan jy net vir ons 'n klein bietjie meer agtergrond daaroor gee asseblief? Ja, het is baie beweringe wat uitgekom het, dat die kampse mense nie al die skenkings kry nie, dat management dit verkoop en vir homself vat, wat nie so is nie. Baie van die skenkings het deur die WhatsApp groep wat hulle gestig het, het donateurs heeltemal onttrek. So ons kosvoorrade is baie laag op hierdie oomblik. Almal eet nog elke dag, maar ons kry nie meer kosskenkings in deur dit wat hulle versprei het. En as jy met oop arms en 'n nederige hart kan staan, wat vra jy graag vir donateurs of inwoners daar buite met 'n oop hart? Wat het julle nou nodig op hierdie stadium? Op hierdie stadium, kos is heeltemal van belang. Dis baie ou mense, kinders wat moet eet. Daar is nie ouer huise waartoe hulle kan gaan nie. Wat se voorraad julle nodig? Kos is mieliemeel, rys, pasta, soppoeier, spices, sojamins, dit en suiker is die belangrikste en tee. En natuurlik is daar 'n boer is met 'n ruim hart, hy luukse ou vleisie sal seker ook nie te versmaai wees nie, nee. Ja, nee, want vleis is maar is skaars. Dis 'n skaarste, nee. Ja. Wilmien, julle is 'n nie winsgewende organisasie, is ek reg? Ja, ons is geregistreer. En julle is afhanklik van lotto geld? Gee julle partykeer vir julle ietsie? Nee, ons hou nie daarvan om geld te vat nie. Ons verkies liewer as iemand skenkings doen dat hulle dit in kosvoorraad bring en ons hou nie daarvan om geld te hanteer nie. En hulle kan self hier kom aflewer of moet hulle net met jou kontak maak hier by Katoen? Hulle kan self kom aflewer of as hulle nie kan nie, dan probeer ons dit gaan optel by hulle. En die adres hier by Katoen as mense wil kom draai by julle? Die fisiese adres is Katoen JT 278 Witrivier. As sy, Wilmien, baie dankie en dankie vir die geleentheid. Lavelder bedank jou vir die geleentheid om met jou te kom gesels. Baie dankie. Baie dankie vir julle. Dis 'n plesier. Waardeer.